U, o almagtige God van oneindige liefde. Ons bely U is Immanuel, God met ons heiland, redder, skepper. Ons staan vanoggend by U voete, Here. En ons sien die lig van hierdie adventskranse wat brand. En dit herinner ons aan U wat eintlik die ware lig is. Dit is ons gebed, o Heer, dat U lig in hierdie laaste dae voor die viering van die vleeswording, U geboorte as mens, in ons harte sal skyn. Help ons om, net soos wat ons gereed gemaak het, voorberei het, in hierdie adventseisoen, vir die viering van hierdie koms, ons ook gereed sal wees vir die dag van die wederkoms. Gee dat ons in U liefde sal bly, daarin sal tuis word en dit sal uitsoek. Leer ons lewe deur U krag, oneindige krag. Leef in ons en help ons om ook in U te leef. U gee ons tog die uitnodiging daagliks om terug te draai na U, om weer tot rus te kom in die huis van ons hemelse Vader. Vernuwe ons, o Heer, deur die krag van U Heilige Gees, sodat al ons aanbidding, ons feesvieringe, ons voorbereiding vir U goed en vir U welgevallig sal wees. Mag ons U eer, o Heer. Mag U ons loof, U die hoof van ons lewe. Ons kniel nou in ons geeste voor U neer en ons vra U hand van beskerming en begeleiding in hierdie erediens, dat dit vir U aanneemlik sal wees, dat ons die lof na U sal draai en nie op onsself sal rig nie, dat ons bereid sal wees om vanoggend leerbaar te word, nederig voor U neer te kom en te sê, Here, vorm my, stuur my, gebruik my in hierdie tydperk vir U koninkryk. Ons bid dit, Here, in die groot en almagtige naam en uit volle dankbaarheid vir die lewe wat U vir ons bring. Amen. Vriende, die Here groet jou vanoggend. Hoop, vrede, vreugde en die liefde deur genade van Hy wat is, wat was en wat weer sal kom. Amen. Kom ons staan en dan sing ons hierdie liedere saam.
In Johannes 3 vers 16, die baie bekende woorde wat Jesus met die, kom ons noem dit nou maar, die hooffariseer praat, is dit nogal baie mooi vir ons om die goddelike rede op die geboorte van Jesus Christus te sien. Dat dit is nie maar net 'n toevallige gebeurtenis nie, maar dit daaraagter, terwyl Jesus so met Nikodemus praat, 'n nuwe realiteit eintlik na vore kom. 'n Nuwe wêreld begin intree, die ewige lewe reeds vir die mensdom uitgestort word. In vers 16 tot 21 lees ons die volgende: God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het nie sy seun na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. Wie in hom glo, word nie veroordeel nie. Wie nie glo nie, is reeds veroordeel, omdat hy nie in die enigste seun van God glo nie. En so kom die skeiding, die lig het na die wêreld toe gekom, en tog het die mense eerder die duisternis as die lig liefgehad, want hulle dade was sleg. Elkeen wat kwaad doen, haat immers die lig, en kom nie na die lig toe nie, sodat sy dade nie aan die kaak gestel moet word nie. Maar wie volgens die waarheid handel, kom na die lig toe, sodat dit duidelik kan blyk dat sy dade in gehoorsaamheid aan God gedoen is. Hierdie teksgedeelte, Johannes 3 vers 16 tot 21, wys vir ons so ietsie van die kern, die core van Gods wet. Dat ons in die lig moet lewe. Nie dat ons moet gaan wegkruip nie, nie dat ons vernietig word nie, maar dat ons in die lig kan lewe en kan lief hê soos wat God lief het. Maar tog bely ons, soos hier ook staan, dat ons so dikwels eerder die duisternis as die lig lief het. Dat ons eerder daarin wil wegkruip, nie in die ope wil kom waar God se lig op ons kan skyn en daar waar ons tekort skiet kan wys nie. Ons wil eerder selfbehoud as selfoorgawe hê. Ons wil eerder vir ons eie beswil omsien as dit wat God vir ons wil. Maar daarin kom maar ook 'n stukkie genade, 'n stukkie vryspraak wat ons ook in hierdie tydperk van Advent kan verkondig en kan sê dat God se liefde bly nie maar net 'n eis wat ons moet nakom nie. Dit word verpersoonlik in die mens van Jesus Christus, in die persoon van die Seun. Hy is Immanuel, God wat na ons toe neerdal om ons in te nooi tot sy lig. Wat ons nie net oorgelewer laat aan die duisternis, dat ons daarin moet oor ons voete val en onsself stamp en seer kry nie, maar dat die lig helder skyn vir ons. Dat ons kan sien waar die struikelblokke is en kan sien hoe om dit te oorkom. As jy al ooit in 'n donker kamer was, sal jy weet, dis baie maklik om jou knie of jou voet te stamp teen 'n ding, maar as die lig aan is natuurlik, sien jy waarteen jy jou voet en jou knie gaan stamp. En het jy die keuse om teen dit te gaan, om nie te stamp nie. En ons kan vir mekaar ook herinner dat in Jesus Christus is ons sonde vergewe, is ons vrygekoop deur die bloed van ons verlosser, van ons redder. En elkeen wat in hom glo kan vanoggend opnuut sê, ek is vergewe. Ek is geliefd deur die almagtige skepper van die heelal. Hy hou my in stand en hy bring my deur genade terug in sy Vaderhuis. Ons dank God daarvoor. Ons sê amen. Laat dit so wil, Here. Maak met my soos U wil. En daarop wil ek vra dat ons nou, dis bietjie van 'n onbekende lied in ons gemeente, dat ons nou een vers van lied 324, so lief het God die wêreld, as 'n antwoord op hierdie liefde en genade van God sal sing. So, terwyl ons so sit, kom ons sing
tot eer en tot dankbaarheid van hierdie wonderlike genade van God. Die lied gaan verder deur te sê, die Seun het nie kom oordeel, hy kom om vry te spreek. Sy koms het oor die wêreld 'n nuwe dag laat breek. Maar hulle wat nie glo nie, bly self veroordeeld staan. Die liefde vir die duister laat hul verlore gaan. So kom die stryd, die skeiding van duisternis en lig. Wie aanhou met die slegte, hul lewens bly ontwrig. Maar wie, uit God gebore, die waarheid soek en doen, kom dankbaar na die lig toe, as kind met God versoen. Ons staan vanoggend as vrygespreektes in die naam van God, as sy kinders, as hemelse burgers, wat nie oorgelewer is aan die vyand, aan die sonde, aan die duisternis nie, maar in sy lig leef. En ons dank die Here daarvoor. Amen. Ek gaan vra dat ons nou 'n oomblik elkeen op hul eie sal neem. 'n Oomblik van stilte, 'n oomblik van refleksie dalk, om te dink aan waar ons vanoggend verkeer. Die genade van God, nie net vandag nie, maar tot op hierdie punt. Dit wat hy beloof het, reg deur jou lewe, tot nou toe. So kom ons raak 'n oomblik stil, en dan dink ons by onsself aan die wonderlike ingryping van God in jou lewe. Almagtige Koning, ons dank U, individueel en as gemeente saam, vir die wonderlike genade waarin ons leef, die genade van U verbond, die verbond waarby ons deur ons doop ingesluit is, dat ons kan deel wees van die hemelse ewige koninkryk, maar dat dit nie die koninkryk so seer is, wat ons najaag nie, maar U self. Dat ons grootste hartsbegeerte is om stil te raak in U teenwoordigheid, om daarin te leef, dat dit ons onderhou en ons voed. Here God, waar ons nou ook uit die woord gaan leef, laat nie ons eie voorveronderstellings of ons eie interpretasies so seer seevier nie, maar laat ons oop wees vanoggend. Oop wees vir die woord wat in elkeen van ons apart gaan spreek, maar ook vir die woord, Here, wat U vanoggend vir ons as gemeente saambring, dat ons sal luister, dat ons bereidwillig sal wees, om dit nie net hier te laat nie, maar uit te dra, uit te leef, te bring daar waar ons gaan in die week, dat dit deel word van ons identiteit,
van wie ons is, verlostes in U naam. Ons loof U en prys U vir die wonderlike voorreg om U woord te ondersoek. Amen. As julle daai prentjies sien, en ons dink nou aan wat ons nou reeds genoem het van duisternis en lig en in die lig lewe, hoe laat dit jou voel? Baie maal is ons bang vir goed in die donker, veral as jy nogal klein is. Dalk as jy 'n bietjie ouer raak, is jy nog steeds so 'n bietjie skrikkerig vir so een of twee goed in die donkerte. Daar's iets wat jou bang maak, as jy nie regtig kan sien wat daar binne aangaan nie. En dan lyk dinge partykeer nog groter in die donkerte, veral as jy met jou ou klein flitsliggie stap. As jy nou dink aan die flitsliggie, as jou kennis en jou verstand, dan lyk dinge maar baie donker as jy naby aan dit kom. Want jy sien net die refleksies teen die muur, die skaduwees, en dit maak jou bang. En al manier om dit te oorkom, al manier om te sê dat dit wat voor my is, daardie klein muise, wat ek met my klein verstand en my ou begrip dink is die groot, magtige skaduwee wat my gaan verorber, is om wat te doen? Is om die lig aan te sit. Die lig wat die hele vertrek gaan helder maak, wat dalk bietjie van daardie krag wat daardie paar muise het, wat ons dink hierdie groot monster is wat ons gaan verorber, wegneem. En dan sien ons dit vir wat dit eintlik is. So is die wet van God wat ons nou net gelees het 'n deel van. Ons loop in die duisternis met ons ou flitsliggie en ons sien dinge wat voor ons kom en vir ons is dit groot. Gaan dit ons vernietig. Maar dan kan ons vra vir ons ouer, vir ons Vader, om die lig aan te skakel. En dan word dit helder en ons sien wat voor ons is eintlik nietig, is klein, is nie so magtig dat ons dit nie kan oorkom nie. Ons het net nodig om te vra vir iemand om die lig vir ons te skyn, want ons eie liggie laat dinge partykeer baie groter lyk as wat dit eintlik is. Nou, ons gaan vanoggend draai na die eerste boek, die eerste evangelie, die evangelie van Matteus, en daaruit die aankondiging van die geboorte van Jesus Christus in vers 18 tot 25 lees. Nou, in hierdie opsig kry ons Josef, Jesus se aardse vader, en hy is ook dalk bang. Hy staan voor 'n situasie wat met sy eie insig, sy eie kennis vir hom te groot lyk of dit hom gaan oorneem, en hy het nodig dat die lig van God gebring sal word, dat dit vir hom sal helder raak, hierdie kamer waarin hy verkeer, dat hy sal sien, dit wat hy vrees, is eintlik nie iets wat hom gaan oorwin nie, maar dat hy moet nederig stil raak voor God, kan vertrou in die krag van die Here wat hom onderhou, wat hom die regte pad sal wys, dat hy kan lewe in liefde en in die lig van God alleen. Nou, gewoonlik in Kerstyd is ons nie eintlik by Josef se verhaal nie. Hou ons eerder stil by die Lukas evangeliese vertelling van die aankondiging van die geboorte, daar waar ons uit Maria se perspektief uit lees. Ons weet die wonderlike lofsang van die kindjie, van Sagaria, wat sy loflied sing. Ons weet ook van Johannes die Doper, wat opgewonde spring in die baarmoeder, wanneer hy naby aan die kindjie Jesus in die baarmoeder van Maria kom. Ons sien Maria se loflied wat sy sing, vir die vreugde wat God bring vir haar. Ek was verlede week, ek en Sjoenetjie, verlede week by die moedergemeente in Leidenburg, en daar juis die loflied van Maria gebruik, en juis gepreek oor die hemelse vreugde, nie net Maria se individuele vreugde vir die kindjie wat vir haar gebring is nie, maar dat sy eintlik deel gemaak word van 'n kosmiese plan, 'n plan wat die hele wêreld, alles wat geskape is, in gedagte het. En so word vreugde, hoop en liefde nie 'n individuele ding in adventstyd nie, maar word dit 'n kollektiewe saak.
'n wêreldwye saak. So ook is die verhaal wat ons vanoggend gaan lees uit Josef se perspektief, om hom eintlik te wys, hy is deel van 'n kosmiese plan, waar hy in sy individuele lewe nou sit met 'n krisis, gaan God hom herinner, of God eintlik vir hom die nuus bring, dat eintlik is hy deel gemaak van iets veel groter as homself. Daar is altyd meer as een kant aan 'n storie. Ons kan nie net Maria se perspektief lees nie. Ons kan nie net elke jaar daarby stilhou nie, en daarom gaan ons vanoggend na die, ek wil nie sê die lesser known deel nie, maar die lesser preached weergawe, perspektief op die aankondiging van die geboorte kyk. En veral fokus op Josef se reaksie, sy optrede wanneer hy die nuus hoor, wat hy doen, en iets in hierdie optrede van die goddelike liefde sien. Iets van hoe God se liefde lyk in die gestalte van Josef sien uitspeel. Nou, Josef se verhaal wys vir ons hoe liefde die vrees oorwin, soos Bouwer Bosch, daai hemde wat hy 'n paar jaar terug op elke jong mens se lyf geplak was, daai liefde wen, hoe liefde wen, hoe liefde bo enige vrees, onsekerheid, enigiets seëvier, maar net as dit die liefde van God weerspieël, die oneindige volmaakte liefde, wat ons in ons eie lewe reeds kan uitleef. Kom ons draai dan nou na die evangelie van Matteus, hoofstuk 1 vers 18 tot 25, en ons lees dit saam uit die 1983 vertaling. Hier volg nou die geskiedenis van die geboorte van Jesus Christus. In die Grieks is dit, hier is die Genesis, die oorsprong van die mens Jesus, die geboorte, want dit plaas Jesus se geboorte nie in mitologie nie, maar in die wêreldsgeskiedenis. Hier is die oorsprong daarvan. Toe sy moeder Maria aan Josef verloof was, nog voor hulle getroud was, het dit gebleik dat sy swanger is. Die swangerskap het van die Heilige Gees gekom. Haar verloofde Josef, wat aan die wet van Moses getrou was, maar haar tog nie in die openbaar tot skande wou maak nie, het hom voorgeneem om die verloving stilweg te verbreek. Terwyl hy dit in gedagte gehad het, het daar 'n engel van die Here in 'n droom aan hom verskyn en gesê, Josef, seun van Dawid, moenie bang wees om met Maria te trou nie, want wat in haar verwek is, kom van die Heilige Gees. Sy sal 'n seun in die wêreld bring, en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sonde sal verlos. Die naam Jesus of Jehoshua in daardie tyd was nog 'n baie algemene naam wat letterlik beteken God red, God bring verlossing. So dis 'n mooi koppeling aan die taak van Jesus Christus. Vers 22, dit het alles gebeur, sodat die woord wat die Here deur sy profeet gesê het, vervul sou word, daaruit Jesaja, die maagd sal swanger word, en 'n seun in die wêreld bring, en hulle sal hom Immanuel noem. Die naam beteken God by ons. Toe Josef uit die slaap wakker word, het hy gemaak soos die engel van die Here hom beveel het, en met haar getrou. Hy het egter nie met haar omgang gehad, voordat sy haar seun in die wêreld gebring het nie, en Josef het hom Jesus genoem. Hierdie teksgedeelte, as ons dit so lees in hierdie seisoen van voorbereiding, hierdie seisoen van leerbaarheid, van afwagting tot die groot Christusfees, vertel ons ietsie van 'n wag, 'n geduldige wag, 'n wag wat vertrou, een wat nie te gou is om te oordeel nie, maar eers wag vir dit om te ontknoop, een wat rustig is, een wat ruimte maak vir God, en nie net jouself nie. Op hierdie Sondag van liefde is dit dalk maklik om aan liefde net as 'n emosie te dink. Jy weet, liefde wat jou laat goed voel, tuis voel, kalmte, stilte, rustigheid, 'n sagte woordjie, 'n ou drukkie, 'n swentjie op die wang,
oulik, sag en kalm. Is maklik om dan te vergeet van die ander kant van liefde. Die meer radikale deel, die optrede daarvan, wanneer dit nie kalm is nie, wanneer dit rondom jou nie rustig is nie, wanneer dit nodig is om op te tree vir nie net jouself, om self goed te voel en kalm en geliefd nie, maar vir die rondom jou, vir jou familie, jou medemens, jou gemeenskap. Dit wys vir ons liefde in dade, nie net mooi gevleite woorde wat ons uiter nie, liefde wat embody word, beliggaam is. Josef sê immers nie 'n woord in hierdie teksgedeelte nie, en ek mag verkeerd wees, maar ek is amper seker, hy sê ook nie 'n enkele woord in enige van die evangelies nie, maar asseblief, julle moet my kan reghelp daarop. Dis eerder nie sy woorde nie, maar sy optrede, wat hy doen, hoe hy kies om te reageer, wat veel meer boekdele spreek. En vir ons nog 'n voorbeeld, soos die van die moeder Maria, van 'n gehoorsame antwoord op die aankondiging van die seun se geboorte. Nou Josef se liefde en die groot omvang daarvan, hoe ver dit strek, sal getoets word. Maar nie net sy liefde nie, ook sy geloof en sy karakter, sy oortuigings word getoets in hierdie aankondiging van die seun se geboorte. En ek durf waag dit amper om te sê, dalk 'n veel groter toets as die toets wat Maria deurloop, bloot as gevolg van sy status as 'n man in 'n patriargale sosiale sisteem, waar hy nou 'n stuk vernedering voor die hand staan, 'n stuk verlies gaan kry, waar sy eer kan skade ly met hierdie swangerskap van sy verloofde, word hy nou op die proef gestel. Gaan hy staan vir die liefde van God, of gaan hy op sy eie insig en sy eie voorneme, selfbehoud, eerder najaag? Die stryd van Josef is tussen liefde en geloof. Nou op die oog af lyk dit of die twee teen mekaar staan. Baie dikwels moet ons kies tussen die kerk en familie, of tussen die kerk en iets waarvoor ons lief is, wat ons laat lekker voel. Maar dit is nie regtig so 'n kompetisie nie. Liefde en geloof staan nie eintlik teen mekaar nie. Dit ondersteun mekaar. Maar vir Josef is hierdie om te kies tussen Maria en gehoorsaamheid aan die wet van God. Laat ons net 'n oomblik weer eerlik wees oor wat hier aangaan. Josef en Maria is verloof. Nou, in ons sosiale konteks, in die wêreld waarin ons vandag lewe, is verloving, ons weet dit, iets wat tussen twee persone aangegaan word, met die oog om in die toekoms te trou. Maar is nie iets bindend nie, en my liewe verloofde, jy moet my woorde mooi hoor vanoggend. Dis nie iets wetties bindend nie. Die staat sien dit nie as 'n huwelikstatus nie. Hulle sien dit dieselfde as om ongetroud te wees. Verloving vir ons is ook iets wat, die paartjie kan verloof raak en dalk nooit trou nie. Dis dalk net 'n meer amptelike bevestiging van hul verhouding, maar dit hoef nie noodwendig uit te loop op die huwelik nie. Dit bly baie dikwels by verloving. Ons almal weet dalk van of so 'n paartjie of het gehoor van dit. En ons gaan nou nie vanoggend praat oor reg en verkeerd nie. Die realiteit is, verloving in ons konteks dra nie so 'n bindende karakter soos wat ons dalk dink dit het nie. Dit kan gebreek word, selfs voor die troue, op die troudag. Die twee kan verloof bly, soos ons reeds genoem het. Maar onder die Jode in Jesus se tyd was verloving baie meer ernstig. Dit was baie soortgelyk aan hierdie bindende eed wat jy 'n jaar voor die troudag afgelê het. En dit was baie ernstig opgeneem. Dit was soos R.C. Sproul, die groot presbyteriaanse teoloog in Amerika wat nou onlangs oorlede is, dit beskryf as iets wat amper die gewig van die huwelik self gedra het. Baie ernstig, bindend, 'n ware huwelikstatus. Jy is belowe, in 'n eed beloof aan 'n ander persoon.
Jy kan dit nie net breek nie. In hierdie tydperk het die vrou dan by haar ouerhuis gebly vir die jaar vooraan en eers nadat sy getroud is, saam met haar man ingetrek, soos ek is nou seker ons eintlik in die kerklike sfere, in die kerkbanke sal sê, tog die ideaal vandag toe ook is. Maar, nou sien ons waar die groot dilemma hierin lê. As 'n vrou dan die hele jaar by haar ouerhuis bly, en sy word swanger in daardie tydperk, wat gebeur dan? Dis 'n geleentheid van groot skande, nie net op haar nie, maar op haar verloofde, haar betroud, op haar ouerhuis, op haar familie, op haar gemeenskap. Dis 'n groot skande wat dan gebeur. Soveel so dat as ons Levitikus 20 vers 10 en Deuteronomium 22 vers 22 wil lees, is dit dan gelyk aan adultery. En kan dit die doodstraf ontvang? Dit is 'n ernstige breek van die eed. Dis nie 'n ligtelike ding om op te neem wat hier gebeur nie. Julle kan al die idee kry van Josef se dilemma, van die krisis waarvoor hy staan, met sy eie liggie wat hy skyn, hoe groot dit lyk, hoe groot die nagevolge daarvan is. Wat gaan gebeur met hom, met sy verloofde, met sy gemeenskap? Wat gaan die uitkoms wees? Hy stoei tussen sy liefde vir Maria en sy getrouheid aan die geloof waarin hy groot geraak het. Hy weet, dit is 'n situasie wat groot seer kan bring, wat in nood is van eintlik ingryping deur God. En hier sien ons in Josef dalk die eerste kenmerke van 'n lewe wat goddelike liefde saai. Eerder as om te gaan verwoes, om voort te gaan en haar in die publiek te uit as, kom ons wees nou eerlik, uit Josef se perspektief, as iemand wat egbreek nou gepleeg het met hom, kies hy om eerder in die stilte van haar te skei. Hy kies om eerder nie vernedering te bring nie, om 'n stukkie te genees in die gebroke situasie waarin hy homself bevind, as om verder te skeer en te vernietig en af te breek. Hy kies om eerder 'n stukkie heel te maak. Dalk kos dit ja, iets van homself, maar dit sal beskerm die wat om hom is. Liefde wat onbaatsigtig hier na vore kom. 'n Geregtigheid wat nie 'n self-righteous tipe geregtigheid is, wat net myself moet beskerm en tot my eie beste belang optree nie, maar ware, goddelike geregtigheid wat uitgaan en nie ingerig is nie. Hy wil die waardigheid van sy verloofde van Maria bewaar, maar ook die waardigheid van die kindjie, dat die kindjie nie in skande gebore word nie. Hy is eerbiedig, hy is geheel en al onbaatsigtig in sy keuse om eerder van haar in die geheim te skei, as wat hy dit uitblaker, en dit word 'n saak van die gemeenskap. Nou hierdie is nogal veral wanneer ons dit lees vanuit die sosiale sisteem, van patriargale sisteem, waarin hy voorkom, waar die eer van die vrou glad nie gelyk is aan die eer van die man nie, verloor hy as te ware die grootste deel van sy eer. Ek wil amper sê van sy manlikheid, wat hy nou prys gee, want hy stel nou die belange en die vooruitbestaan van 'n vrou, bo sy eie vooruitbestaan en sy eie belange. Maar Josef weet dat hy moet die goddelike karakter uitleef. Hy moet eerbiedig wees in sy optrede teenoor sy verloofde. Nou, hierdie is vir my 'n absolute wonderlike eienskap van wat ons sal noem positiewe manlikheid. Julle het al gehoor van toxic masculinity en positive masculinity.
en die eienskappe wat met manlikheid te maak het. Nou gewoonlik draai ons na eienskappe soos leierskap. Weet, ons kyk na Moses wat die volk uitlei. Ons kyk byvoorbeeld na Dawid wat opstaan teen die vyand, om nie te vrees nie, om deur jou vrees eerder te werk en op te staan wanneer die vyand op jou toesak. Ons kyk dalk selfs na volharding deur swaar kry as 'n eienskap van positiewe manlikheid. Die voorbeeld van die apostel Paulus wat volhard deur vervolging, die goeie stryd bly stry en nie terugstaan daarvoor nie, dis mos 'n man. Dit is die eienskappe van 'n godvreesende man. Om leiding te gee, om jou man te staan in onsekerheid voor die krisis. Maar ons vergeet dikwels van wat in Matteus 5 vers 5 staan, dat die sagmoediges die aarde sal inneem. Dat die wat nie vinnig is om op te tree nie, not harsh and quick to judge, dat hulle die koninkryk van God inneem. En so word hierdie eerder sagmoedige optrede van Josef nie in teenstelling met leierskap, volharding en vreesloosheid nie, maar eerder bykomend daartoe nog 'n verdere eienskap wat hy besit. Want hy neem leiding in die situasie. Hy tree op, hy staan voor sy vrese. Hy het daardie eienskappe wat ons algemeen koppel aan positiewe manlikheid, maar hy het ook die sagmoedigheid wat onder dit lê, wat dit eintlik dryf. Sagmoedigheid om eerder te genees, om eerder te herstel. 'n Voorbeeld van wat ons sal noem 'n aardse vader wat in liefde optree teenoor sy familie. Nou, hierdie liefde wat Josef weerspieël, is verder leerbaar en gehoorsaam, maar nie gehoorsaam aan homself nie. Dit is leerbaar onder die krag van God. Josef het klaar sy plan geformuleer, hy weet wat hy gaan doen, maar dan verskyn die lig van God deur die boodskap van die engel in 'n droom aan hom. En hier is dit nogal interessant, God straf nie vir Josef dat hy teen die wet van Moses gaan en nie Deuteronomium en Levitikus nakom nie. Eerder, dis amper asof God volhard in daardie geregtigheid wat Josef voorhou. Dat hy eerder in die regte wyse wil optree, ongeag die interpretasies van die wet wat die mense afgelei het, dat hy eerder in geregtigheid optree. En hierdie boodskapper van God bring aan Josef die versekering dat die geboorte van hierdie kindjie is nie iets om te vrees of onder die mat in te vee nie. Dit is eerder iets om te vier. Dis iets wat vreugde bring, oorwinning, nie skande nie. Die omstandighede van die geboorte is nie wat die uitkoms bepaal nie. Ons weet dit wanneer ons bely dat elke kindjie is kosbaar, ongeag die omstandighede waarin daai kindjie ingebore en verwek is. Die omstandighede van hierdie geboorte, die maagdelike geboorte, is immers juis so, dat ons kan sê, dit is God uit God, dat God het homself die seun verwek in die moeder Maria, dat hy neergedaal het en vlees aangeneem het, dat hy waarlik God en waarlik mens is, dat ons dit kan bely en kan verkondig soos die belydenis skrifte dit ook sê. Dis juis hierdie omstandighede wat aanleiding gee tot lof en prys aan God. Nou Josef word geroep om na hierdie liefdevolle daad van God in die vleeswording te kyk en dit te bewonder, daar te juig, vreugde te vind daarin. En wat wonderlik is dat hy daarin vertrou, bo sy eie insig, dat hy vir God vra om daai lig aan te sit, eerder as om met sy eie kennis daarvoor te staan en te dink, dis veel groter as wat hy kan dink, maar dat hy dit sal sien vir wat dit is, vir wat dit waarlik is, God wat gebore word, God met ons, Jesus, God wat red, God wat verlos. En dan gee God aan hom, die nederige, diensbare, eerbare Josef, nog 'n erestatus. Nie net die erestatus soos wat Maria ontvang, om haar as moeder van God te noem nie, maar 'n eerbare status om die aardse
aangenome vader van hierdie kindjie te word. Dat hy 'n aandeel het in die opbrengs van die Jesuskind. Dat hy 'n aandeel het in die ontwikkeling van hierdie kindjie. Dat hy nie aan die kant geskei word nie, maar ingetrek word. Dat dit nie net, soos ons baie dikwels wil maak, Maria is wat voorloop nie, maar Josef betrokke is in die ouerskap van die Jesuskind. 'n Eerstatus wat min gelyke het. Ons het nie daardie status om die vader van die Jesuskind te wees nie. Josef ontvang dit uit die genade van God. Hy help om hom groot te maak, om hom leerbaar te hou, om hom te onderhou. En Josef kan nou begin om die liefde van God in sy eie lewe ook te sien, dat God hom ook raak gesien het. Hom nie een kant toe geskuif het en net vir Maria gebruik het nie, maar hom ook. Dat hy uiteindelik ook die liefde vir Maria kan verdiep, kan sien wat wonderlike genade is dit dat sy verloofde ingetrek word deur die heilstaat van God, deur die geboorte van die Seun Jesus Christus. Maar dat hy ook kan liefraak, nie net in sy eie lewe en vir sy verloofde nie, maar ook vir die reddingsplan van God. Dat hy daarvoor kan liefraak en daarin kan gaan vertrou. En hier sien ons dat ware liefde begin waar vrees ophou en vertroue en geloof oorneem. In sy gehoorsaamheid aan hierdie woord en plan van God, bo die menslike toepassings en verwikkelings van die wet, word daar nog 'n eienskap van die goddelike liefde geopenbaar. Liefde wat gehoorsaam is, liefde wat luister, liefde wat nie haastig is om op te tree nie, maar leerbaar is, wat wag, ruimte maak vir God, nie op ons eie voorneme of denke staat maak nie, maar gehoorsaam is vir God. Hier is ook 'n gehoorsaamheid wat sigbaar word, wat geleef word, wat beliggaam is. Dit is nogal opvallend hoe Josef teenoor hierdie boodskap van die engel reageer. Ek lees dit weer vers 24 tot 25. Toe hy uit die slaap wakker word, het hy gemaak soos die engel van die Here hom beveel het en met haar getrou. Julle weet, die ding wat jy onmiddellik doen as jy opstaan, is vir jou nogal baie belangrik. As jy onmiddellik opstaan en gaan koffie of tee maak, is dit vir jou belangrik. Wat jy doen as jy onmiddellik opstaan, is gewoonlik 'n goeie aanduiding vir dissipline. Dat hy onmiddellik opgestaan het en gaan doen het wat die engel gesê het, wys sy gehoorsaamheid, sy oortuiging dat dit is wat hy moet doen. Hy het egter nie met haar omgang gehad voordat sy haar seun in die wêreld gebring het nie. En Josef het hom Jesus genoem. Hy trou met Maria. Hy dra daardie sosiale onkostes op homself, daardie moontlikheid vir 'n verlies aan eer, aan status. Hy is gehoorsaam aan die opdrag van God, selfs ook in die naamgewing van die kindjie. Ek sien nie regtig baie van ons wat nog nie kinders gehad het nie. Ek dink daar seker so 7 of 8 van ons, of 9 of 10. Maar vir die van julle wat al geboorte gegee het, die vrouens natuurlik, en ook vir die mans wat betrokke was by die naamgewing van die kindjie, kan julle onthou hoe kosbaar was dit om daardie kindjie se naam te gee? Om 'n deel van jouself in die identiteit van daai kind te plaas, om te sê dit is my kind en ek noem hom of haar so, omdat ek dit so wil. Dis my kind. En die naamgewing wat so 'n eerbare en wonderlike deel is van ouerskap, van geboorte. Josef ontvang nie daardie gawe nie. Vir hom is gesê wat die naam van die kindjie is, daardie groot oomblik waar hy 'n deel van homself kan afdruk in die Jesuskind, bly hy gehoorsaam aan die wil van God, wat God vir hierdie kindjie beplan en voorberei het, wat God vir homself beplan en voorberei het. Hy staan terug en hy bly gehoorsaam aan die wil van God. Sy optrede word nie selfgerig nie, dit bly God gerig. Dit bly gerig op gehoorsaamheid aan God se wil, aan dit wat hy wil hê, bo wat ek wil hê. Liefde word ook
'n daad wat hy doen by die geboorte van die kindjie. Nou, hierdie verhaal is vir ons nogal 'n mooi voorbeeld of 'n mooi toepassing van wanneer daar 'n groot ontwrigting in ons lewe plaasvind. En laat ons dit nie verkeerd verstaan nie, my liewe gemeente. Kerstyd is ook 'n ontwrigting in ons lewe. Dit dring ons om weer stil te raak. Dit dring ons om weer te kyk na die geboorte van die seun. Dit is 'n ontwrigting in hierdie gang van die lewe wat so selfgerig is dat ons ten minste 2 weke kan ontvang en ons berei ons die week voor Kerstyd al klaar voor vir Kersfees. Nog verder adventtyd het om voor te berei. Dit is 'n ontwrigting in die normale gang van lewe. Wanneer dit by die werk en by die winkels al hoe besiger raak, word ons geroep om al hoe stiller te raak. Wanneer ons al hoe meer wil praat, word ons geroep om al hoe meer te luister. Dit is 'n ontwrigting in ons lewe, maar ook in die wêreld, dat God homself stuur, self neerdaal en kom genees, kom herstel, is 'n groot ontwrigting in die tyd van die wêreld. Dit is immers die grootste ontwrigting, waar God neerdaal en nou 'n nuwe koers instuur vir die verloop van die geskiedenis. Ons ontvang vanoggend ook die vraag, is ons bereid om te wag? Is ons bereid om eers te vertrou op God, voordat ons op ons eie insig vertrou? Is ons eers bietjie bang vir die skaduwees van die monsters in die donker, of vra ons van die begin af, Here, sit vir my die lig aan, wys my waar ek loop, wat ek vrees, dat ek dit nie langer hoef te vrees nie. Dit vra ons ook om bietjie terug te staan, om soos Josef ons eie eer agter te sit, die eer van God weer te verhef, ons eie status nie na te jaag nie, maar God na te jaag, om aan hom gehoorsaam te bly, selfs wanneer dit ons bietjie ongemaklik maak, wanneer ons dan nie meer sekerheid het nie. Liefde is nie iets wat altyd net gemaklik is nie. Dit dring ons so dikwels tot moeilike besluite. Dit dring ons so dikwels om nie net op onsself staat te maak nie, maar te raadpleeg, te gaan vra, help my. En vir wie kan ons vra om te help wat groter is as God? Liefde is altyd bereid om te versorg in plaas van om te vernietig. Om te genees, om weer heel te maak in plek van om verder af te breek. Dit is nie selfgerig nie. Wanneer ons praat van, but there must be something like self-love. Nee, dis nie selfliefde nie, dis selfsorg. Want liefde word altyd ook uitwaarts gerig. Dis nie net vir onsself nie, dis nie net hierdie individuele ding nie. Want ons kan nie sê, Johannes 3 vers 16, God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat ek, wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie. Nee, sodat almal wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie. Soos Josef bewus word, dat hy is deel van 'n plan wat nie net vir sy eie lewe bedoel is nie, maar vir die lewe van elke gelowige, vir die hele wêreld. So moet ons dalk ook weer besef, om nie net selfgerig te wees nie, maar uit te leef, om liefde te leef, wat heel maak, wat genees, wat versoen, wat weer 'n stukkie terugsit in hierdie gebroke wêreld, eerder as om nog vir myself te neem. Amen. Kom ons raak stil in die teenwoordigheid van God. Almagtige Here God, ons lewe in 'n tydperk waar ons so dikwels die woord as 'n wapen optel om terug te neem wat ons dink ons eie is, om vir onsself te dien. Here God, ek dink aan die hartseer kommentare die week in hierdie tyd van geloftedag en versoeningsdag, in hierdie algemene tydperk in ons land, waar dit voel asof
Kom ons noem ons op ons naam, Here, ons as Afrikaners, so dikwels die woord as 'n wapen optel. Liefde selfgerig maak, selfdienend maak, en dit nie na buite laat rig, om te herstel, om in te nooi, om te genees nie. Maar dat ons so dikwels net rond stambel in die donkerte, op ons eie insigte wil staat maak, die rondom ons stilweg vernietig, nie omdat ons dit noodwendig bedoel nie, Here, maar omdat ons so inwaarts kyk, dat ons nie sien wat om ons aangaan nie. Dat ons weer in die gees van die liefde Sondag van Advent, die liefde waarlik goddelike liefde sal maak. Nie mensgemaakte, aangeplakte, selfversorgende liefde nie, Here, maar liefde wat dien, liefde wat beskerm, nederige, leerbare, gehoorsame liefde aan U woord. Here God, ons weet, U sê dit self in Johannes 3, dat die Seun het nie kom veroordeel nie, maar hy kom om te red, om heel te maak, om dit wat sonde hier gebreek het, weer heel te maak. Gee dat wanneer ons in hierdie week voorberei op donderdag se groot Christusvieringe, dat ons dit sal onthou. Kersdag is nie vir my alleen nie. U geboorte, Here, is nie vir my alleen nie. Dit is vir die hele wêreld bedoel. Dit is 'n vreugdefees, Here, waarin ons nederig stil raak voor U en luister na U groot heilstaat in die geskiedenis. Maak ons bruikbaar, Here. Maak ons 'n wessel van U liefde. Maak ons agente van die koninkryk. Maak ons gesande van U liefde. Maak ons bruikbaar waar ook al ons gaan, dat ons nie inwaarts gerig is nie, maar uitwaarts. Here, stuur ons, want ons bely U is 'n sturende God, soos U self gestuur het na die aarde toe, die Seun, om mens te word, onder ons te kom woon, om ons sondeskuld te dra, om ons te verlos. Stuur ons ook, Here, om daardie verlossing te gaan verkondig, om daardie genade te gaan uitleef, om vir U koninkryk te bou, en nie ons eie huis nie. Ons bid dit, Here, in die groot en heilige naam alleen. Amen. Liewe gemeente, kom ons staan voor God.
mag die genade, die liefde, die vrede van God in hierdie week en in jou lewe oorheers. Mag dit oorwin, mag dit jou vorm en mag dit jou terugbring in die huis van jou hemelse Vader. Amen.